Die naam bo alle naam. Die koning van alle konings. Openbaring sê, nou wie vlek? Uit daai hy sal daar. Is jy nie nog plan? Ja, as ons sin kan ons vandag en dan mense dit hoor nie, daar is 'n mens praat en interpreteer die goede. Ons sal op 'n stadium dalk op nuwe skop, want ek weet daai mikrofoon is nie baie lekker nie. Prys die Here. Maar ja, sal so dinge wat baie in myne verskyn bring en hulle sê, terug op die pad, prys die Here. Daar is net een naam en sy naam is Jesus. As gevolg van daardie naam. Hy wat ons losgekoop het. Hy wat ons vrygemaak het. Hy wat alles gedoen het, sodat ek en jy 'n lewe en dit in oorvloed kan hê. Prys sy wonderbare naam. Daar is krag in daardie naam. Amen. Here, kom ons bid net vir die ander, dat hulle ook glo. Daar is krag in hierdie naam. Amen. Daar's wonderbare krag in hierdie naam. Daar's onbetaalbare krag in hierdie naam. Halleluja. Prys sy wonderbare naam. Halleluja. Is lekker om 'n kind van die Here te wees. Is lekker om in hierdie gebedshuis te kan wees en ons die huis van die Here. Ek weet daar's mense wat aanstoot neem as jy versê ons is môre in die huis van die Here. Mense hou daarvan om as die Here wil ons losmaak. Maar ons is vanmôre by mekaar en dit is lekker om saam met die familie te wees. Dit is lekker om u vanmôre hier te kan hê. En dit gaan heerlik wees vanmôre dat ons kollektief vanmôre as sy kinders sy naam gaan verheerlik. Ek is opgewonde. Dit is my die lekkerste dag van die week, is Sondag. Dis dalk miskien geestelik vir my die mees uitputtendste dag, maar dis die lekkerste dag. Want dan kan ek saam met die familie kuier. Nou, ek weet my vrou het baie anders te groot geword as ek. So familie by haar is 'n baie groter ding as by my. En so word ons almal maar anders te groot. So vir baie mense is familie 'n groot ding
en dan hulle die tradisie dat hulle gewoonlik was dit op Sondag, maar wanneer hulle dan by mekaar kom en hulle het feesmaal, en dit was die hoogtepunt van die week as die hele familie by mekaar kom en hulle saam feesmaal vier. En dis hoe dit vir my is op 'n Sondagmôre, wanneer ek hier kom, wanneer die familie by mekaar kom en ons saam met Abba Vader feesmaal vier. Want hy het die tafel gedek. Halleluja! Hy het die tafel gedek vir my. As 'n feesmaal vanmôre. Jy kan dit, man. Kom ons van die begin af, okay. Kyk nou gou, né? Ek klap die mes in die virke van die tafel af. Jy gaan vanmôre nie jou hande eet. Halleluja. Jy gaan vanmôre al jou prim en proper maniertjies vergeet en jy gaan jouself net geniet in die teenwoordigheid van die Here. So ek wil nie as jy vanmôre wil hê, dan slaan jy jou hand in die tafel en jy geniet dit wat die Here vir jou voorberei het sonder enige voorbehou. Prys die Here. Jy kan nie los wees vanmôre. Jy skryf vanmôre. Halleluja. So jy gaan nou nie vanmôre. Ons is nou gesoek en getaai en gedres. My vrou het mooi vanmôre. Prys die Here. Maar vanmôre gaan ons gaan nie mense vir. Ek kyk na toe ek in die weermaak was, die sal nou weet, veral die wat nou 'n rang gehad het en so aan. Daar's die militêre dinees. Nou leer hulle jou nou eers hierdie goed, jy moet nou maniere kry. Nou ja, dan leer hulle jou nou hoe werk hierdie dinge, dan verduidelik hulle vir jou, okay, nee, jy moet so laat voor die tyd aankom en dan gaan jy nou daar by die plek waar daar port is. Ek gaan nou nie verduidelik wat port is, maar God is reg. Nou gaan jy daar hê. Dis nou daar waar jy jou prim en proper aantrek, jou attire is nou reg. Jy sien, jy moet nou in die ding wees. En daarna vertrek jy, dan sit jy voor 'n tafel en jy het nie eens by die huis op die mes in virke. Is wat hier voor jy is en elke ding het 'n doel en 'n plek en jy's so bang. Nou memoriseer jy wat hulle vir jou gesê het. Hierdie lepel is vir daai en hierdie vink is vir daai en hierdie mens en my maat my laat gaan want sy het geweet dit is 'n hopelose saak om met die kind te leer oordentlik eet. So ek het altyd die mes in die vink in die verkeerde hand en nou dink ek, hemel, hoe gaan ek geëet kry vanmôre want ek nou die mes in die ander hand hê. Ek gaan kan sny nie. Ek gaan nie die vink by my mond uitkry nie. Ek gaan myself seermaak. Vanmôre gooi ons alles vir die tafel. Yes, prys die Here. Vanmôre gooi ons alles van die tafel af en ons gaan ons hand aan die tafel sit en eet soos wat hulle daai tyd. Ons gaan feesmaal hou sonder enige voorbehou. So mag niks jou vanmôre keer nie, mag jy in die vryheid wat die Here deur die Heilige Gees vir ons gegee het, dit dan geniet wat die Here vir ons bring. Prys die Here. Baie welkom hier vanmôre. 'n Paar verskonings. Dan die Marike Tannie Alet, dan kom Giel. Dan die Hester verskoning gemaak, en Giel sê hy vermoed hy griep onderlede en hy wil niemand aansteek nie, so kom ons dink ook aan hom en bid vir hulle verspoedige genesing. Daar's geen verjaarsdag, geen huweliksherdenkings hierdie weekie. Waar ek weet nie wanneer vir jou Kasper. 2 April. Okay, dan moet ons nou vir jou bid. Want dit is te laat. Liefes te laat is nooit. Ek hoop ek gaan dit onthou dat ek dit dan op ons goed sit. Ek het ook niks vanaand om af te kondig vanmôre nie. Ons dienste is normaal, julle ken dit nou al. Vanaand 6uur diens, vanaand begin ons met die boek van Korinte. Ek hoop julle was gehoorsaam. Ja. Ek weet nie die eerste sin van 1 Korintiërs. Paulus, 'n geroepene van Christus, 'n geroepe apostel van Christus. Dis hoe ver ek gekom. Toe weet ek hier's moeilikheid, want net in daai eerste sin, is daar half dissipline. So het jy weer gekyk? Prys die Here. So as ek vashak, weet ek broer Andre gaan oorvat en broer Daniel gaan oorvat. Ja. Ja, nee, kyk. Ja, ons sal dit vas soos die Here ons lei. Ons gaan praat so ver as by die Here ons vat. Vrydag aan. Ja, Vrydag ek is nog by vanaand. Vrydag gaan speel.
Ja, is daar nog iets? Oh, so vanaand sessie, diens, ons begin met die boek van Korinte. Ek nooi u uit om saam met ons die woord van die Here te gaan. En vir die wat deur Romeine was, sal weet daar's 'n onuitput, en ek wil amper so ver gaan, ons kan weer teruggaan na die boek van Romeine toe, en weer van voor af begin, en dan agterkom, ons het nog nergens gekom in die boek toe. Prys die Here. God se woord is net onuitputbaar. So dan woensdagmôre 10 die dames bid hier, woensdag aan die 7 die gemeente bid hier, Vrydag aan die 6 het ons jeug. En so as jy 'n jong persoon in die hande kry, dan klap jy ons dit in die kop en sê, jong man, wat doen jy Vrydag aan? As hy sê ek weet, dan sê ek, man, jy weet. Kom daar na die kerk, kom na die jeug, dit is lekker daar, prys die Here. En dan natuurlik het ons eredienste Sondag môre 9:00. En dan 'n Vrydag, soos wat pastoor Raymond reg opgemerk het, hierdie Vrydag is die laaste Vrydag van die maand, so dit is ons deernag bid. En ek is seker daarvan, suster Rina sal iewers in die week vir ons gebedspunte deurgee. Maar ek is seker in hierdie tyd het julle al ons standaard ene wat dan ook vir jou net, dis 'n guide. Dis 'n guide vir jou om te bid. En maar wat baie belangrik is dat ons vryheid aan die Heilige Gees ook gee in ons gebed. Hy is die Gees van waarheid, hy is die Gees van kennis, waar hy kom op 'n plek in die skrif waar wanneer hy sê, vrees nie wat julle daardie tyd sal sê nie, maar die Gees sal dit vir julle gegee word, want die Gees ken nie net die wil van God nie, maar hy ken ook die hart van die mens. So, ons weet nie mooi wat ons moet bid nie, daar is in daai deel. Hy sê, ons weet nie mooi wat ons moet bid nie, maar die Heilige Gees kom ons tegemoet met onuitspreeklike sigtinge, omdat hy die wil van die Vader ken, maar ook die hart van die mens. Prys die Here. So, laat ons dan ook plek maak vir die Heilige Gees. So Vrydag aand, ons deernag gebed, prys die Here. So kom ons staan, dan kan ek sommer vir broer André die geleentheid gee vir ons dan toekoop met die gebed, en dan gaan ons lekker saam sing, en vanmorgen met julle hart sing, want ek en my boet het gisteroggend getraai, maar daar is hier en daar 'n plekkie waar ek sukkel. So julle moet my help vanmorgen, prys die Here. Halleluja. Baie dankie broer André. Here, dankie dat jy 'n genadige God is, Here. Yes. Dankie dat jy lankmoedige en 'n sagmoedige God is, Here. Amen. Want uit genade is jy gered, nie uit in jouself nie. Dis 'n gawe van God aan jou. Amen. Dankie Jesus vir die gawe wat U vir ons gegee het aan die kruis op Golgotha, Here. Dankie Here dat U vir ons gesterf het en na 3 dae opgestaan het. Dankie Here dat U gesê het, Vader, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. Dankie Here dat U die groot oorwinnaar is van die Satan, die hel en die dood. Daarom is dit onmoontlik vir die dood om U vas te hou. Here, ek wil vanoggend die Satan se wat enige blokkasie wat hy op ons kop in ons kop besit, geestelik of vleeslik, verstandelik of emosioneel, wil ek bestraf in die naam van Jesus, Here. Want alles wat ons bind op die aarde sal in die hemel gebonde wees. Satan, ek bind jou werk, jy is glad nie welkom in hierdie diens vanoggend nie. En ek verwelkom die Heilige Gees vanoggend. Here, wees welkom in ons midde. Kom vanoggend, Here, seën ons elkeen in die naam van Jesus. Beweeg tussen die bande rond, Here, en raak elkeen aan volgens ons eie behoeftes, Here. Seën die prediker, seën elke woord wat is gespreek, dat sy lippe met sout versprinkel en met vuur gelouter sal wees, Here. Woorde soos uit God se mond uit, Here. Woorde soos God se asem, Here. In die naam van Jesus, Here, met ons het gekom vanoggend, omdat ons net een ding soek, Here. Ons soek Jesus. Amen. Jesus van Nazareth. Ons soek Jesus, die Seun van God. Ons soek Jesus soos 'n babatjie melk soek, Here. So soek ons Jesus. Kom vanoggend, seën ons en wees in ons midde. En seën elke liedjie wat ons sal sing. En seën hierdie Here diens in die naam van Jesus. Amen. Ek dank U en ek prys U lieflike naam. Amen. Amen.
as jy jou roeping vasmaak, dan sal jy nie struikel nie. En al wat ek hier kan doen is deur geloof. Geloof en wankel, prys die Here. Gaan jy staan? Gaan jy staan? Nou die geloof van die Here. Dis die grootste middel van alles. Sal dit dis die middel van die Here. Gaan jy staan? Gaan jy staan? Nou die geloof van die Here. Dis die grootste middel van alles. Sal dit dis die middel van die Here. Gaan jy staan? Gaan jy staan? Nou die geloof van die Here. Dis die grootste middel van alles. Sal dit dis die middel van die Here. Gaan jy staan? Gaan jy staan? Nou die geloof van die Here. Dis die grootste middel van alles. Sal dit dis die middel van die Here. Gaan jy staan? Gaan jy staan? Nou die geloof van die Here. Dis die grootste middel van alles. Sal dit dis die middel van die Here. Gaan jy staan? Gaan jy staan? Nou die geloof van die Here. Dis die grootste middel van alles. Sal dit dis die middel van die Here. Gaan jy staan? Gaan jy staan? Nou die geloof van die Here. Dis die grootste middel van alles. Sal dit dis die middel van die Here. Gaan jy staan? Gaan jy staan? Nou die geloof van die Here. Dis die grootste middel van alles. Sal dit dis die middel van die Here. Gaan jy staan? Gaan jy staan? Nou die geloof van die Here. Dis die grootste middel van alles. Sal dit dis die middel van die Here. Yes, hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Die Here is vir ons so goed. Hy gee ons elke Sondag die geleentheid om aan 'n tafel te sit ter voorbereiding vir daardie tafel, vir daardie feesmaal. Sodat ek jy nou al kan leer om vrymoedig te wees, sodat wanneer ons die dag daar is, ons onsself sal verlustig in sy teenwoordigheid. En dan hier, halleluja, soos donderslag sal. Amen. Halleluja. So ek en jy moet nou begin leer om vrymoediging te hê voor die Here. Halleluja. Here sy die naam, Here sy die naam, en sy goed verstaan met my. En van hele kracht gestaan, dat ek ons had verdaan. Hy staan in die Here toe. Oh, Here sy die naam, Here sy die naam, en sy goed verstaan met my. Yeah.
daardie bloed het nog nooit zijn kracht verloren. Daardie bloed beskermt mij nog steeds. Daardie bloed rechtvaardigt mij nog steeds. Daardie bloed verzoent mij nog steeds. En daardie bloed is nog vergiffenis. En daardie bloed is nog leven. Halleluja. En daardie bloed leeft nog steeds. En klopt nog steeds. Here is zijn naam.
eer gee. Mag elke voetstap en elke tree wat jy gee vanmôre een wees, wat bevestig, hy is die Here, hy is die God. Mag jy vanmôre weet, hy is 'n heilige God. Halleluja. Hy is 'n jaloerse God. Hy is 'n verterende vuur. Prys die Here. Hy deel nie sy eer nie. Hy deel nie sy liefde nie. Hy deel nie sy aandag nie. Halleluja. Hy het alles gegee en hy vra ook vanmôre 'n lewe wat aan hom lof en eer bring. Ek wil vir jou vanmôre sê, moenie opgee nie. Dis die Here. Bly vas vanmôre. Ten spyte van hoe dit mag voel, ten spyte van wat die realiteit mag wees, ten spyte van wat die wêreld sê, ten spyte van wat jou omstandigheid sê, ten spyte van wat die duiwel jou van oortuig, wil ek jou vanmôre sê, moenie opgee nie. God is nog steeds op die troon. Jy is nie alleen nie. Hy is met jou. Hy is in jou, hy is by jou, hy is om jou. Die storm sal jou nie oorweldig nie. Jy sal nie vergaan nie. Hy is daar. Hy het gesê, hy sal jou nie begewe nie. Hy sal jou nie verlaat nie. Hy is met jou tot aan die volleinde. Halleluja. Vanmôre moet jy net glo. En sê, Here, ek weet jy is saam met in die skip. En ek wil vir jou vanmôre sê, as jy vanmôre voel, Here, ek voel alleen. Here, ek voel alleen in die skip, wil ek jy moet omdraai en sien. Hy slaap in die skip. Soveel is hy in beheer. En as jy dan vanmôre voel, dan gaan maak hom wakker. En sê, Here, ek wil jy wakker maak, Here, want ek voel alleen vanmôre, Here. Here, raak my aan. Dankie, Vader. Dankie, Vader. Hier al drink af van my. Ek wil vir vanmôre gou iets sê. Hoe nader jy aan die wonderwerk kom, hoe harder gaan die duiwel skree. So ek wil vir vanmôre sê, as jy voel die storm raas verskriklik, byt net nog 'n bietjie vas. Die deurbraak is voor jou. Don't give up. Don't give up. You are the brink of the miracle. Don't give up in there. God is on the throne. Don't give up. You're on the brink of
Halleluja, weer vanmorgen, jy is nie alleen nie. Weer vanmorgen, jy is op die drempel van 'n wonderwerk. Weer vanmorgen, dat God is nog op die troon. Hy regeer ons. Hy het die laaste sê. Halleluja, die Here sê, as ek seën, wie sal my keer? Halleluja, prys sy wonderbare naam. Halleluja, weet vanmorgen, dat God is vir jou. Hy is nie teen jou nie. Halleluja, prys sy wonderbare naam. En sy gedagtes aangaande jou, is gedagtes van hoop en nie van onheil, sodat jy 'n hoopvolle toekoms kan hê. Halleluja, prys sy wonderbare naam. Hy wil jou seën. Hy wil hê dit met jou goed gaan. Halleluja, prys sy wonderbare naam. Hy wil red, hy wil genees, hy wil doop met sy Heilige Gees. Halleluja. Maar hy sê geloof wankel nie. Wankel nie, prys die Here. Dis al tyd dat sy volk kom begin prys. Dis al tyd dat sy volk kom begin loof en sy naam groot maak en verheerlik. Dis al tyd dat ons as sy kinders in gehoorsaamheid oor hom wandel. Halleluja, prys sy wonderbare naam. Want hy sê elke belofte wat daar ook al in God se woord kan wees, die Here Jesus Christus is die ja en die amen daarvan. Halleluja. Ek wil jou vanmôre sê, en dit staan in die Nuwe Testament, en hy praat van elke belofte. Halleluja, ek wil vir jou vanmôre sê, elke belofte, van Genesis tot in Openbaring, is ook vir die kerk van toepassing vandag. Wat is Jesus Christus van die ja en die amen is daarvan. Halleluja, prys sy naam. As ek en jy in alle opregtheid en gehoorsaamheid in Christus wandel, is elke belofte ook vanmôre myne, en hy wil jou seën vanmôre. Hy wil aan jou guns gee vanmôre. Hy wil aan jou oorwinning gee vanmôre. Dankie Jesus. But don't give up. Don't give up. Don't give up. You're on the brink of a miracle. Maar jy opgee nie, vanmôre jy's op die drempel van 'n deurbraak. Jy's op die drempel van oorwinning. Jy's op die drempel om iets groots en die magtigs te sien wat God besig is om voor te berei. Dankie Jesus. Halleluja. Hou net jou oog gefestig op Jesus Christus wat die volleinder is van jou geloof. Het jy al daaraan gedink wat dit beteken as hy sê, hy is die volleinder van jou geloof? En in die Engels praat hy van, hy is die dat ek Engels dat ek mis en nou so vraag net verklaar. Maar hy is die begin en die volleinding van die geloof. Hy is die een wat jou die geloof gemaak, die volleinding van die geloof. Hy is die een wat tot stand bring dit wat ek en jy glo vanmôre van sy woord. Hy is die volleinder daarvan. As ek en jy vanmôre net kan glo wat in sy woord staan, hy sal dit volëindig. Amen. Halleluja. Hy is die volëinder van die geloof in die opsig dat vir elkeen wat glo en volhard tot die einde toe, hulle sal gered word. Wanneer hy kom op die wolke, gaan hy jou kom haal. Hy is die volëinder van jou geloof. Halleluja. Jy wat vanmôre vertrou op die Here vir 'n deurbraak. Jy wat dan vanmôre vertrou vir die Here vir genesing. Jy wat dan vanmôre vertrou vir die Here vir oorwinning. Hy is die volleinder van jou geloof. Hy sal dit doen. Halleluja. Hy is die ja en hy is die amen. Halleluja. Hy is die alfa en hy is die omega. Halleluja. Hy is die waaragtige en die getroue. Daar is by hom geen skade nie van verandering nie. Hy is nie 'n mens dat hy so lieg en hy sê dit om so berou nie. Halleluja. Prys sy naam. Ek en jy kan vanmôre vat wat die Here sê. Maar al wat ek vanmôre is, moenie opgee. Moet net nie opgee. Halleluja. Halleluja. Hoe sê ons nie? Hy sê, hartseer is net vir 'n oomblik, maar oorwinning kom in die môre. Halleluja. Ek wil vanmôre sê, selfs die duiwel moet hom onderwerp. Amen, dis waarheid. Die duiwel kan niks doen wat hy net wil doen. Dis waarheid. Halleluja. Maar ek wil jou vanmôre sê, God is in die storm besig om jou voor te berei vir iets groots. Amen. Vir iets groots. Groter as wat jy nog gedink en gebid het. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Miskien sal my boodskap dalk vanmôre, ek het nooit besef nie, die laaste koortjie het 'n nuwe dimensie daaraan gegee, dat jy sal hoop vind
in Christus en weet, hy is die volleinder van jou geloof. Halleluja. En dan sê Hebreërs, geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ek hoop, 'n bewys van dit wat ek nie kan sien. So wanneer ek glo ek het iets wat ek hoop, maar ek kan nie dit sien. Ek hoop vir dit. En dan sê Jesus, maar ek is die volleinder van daai geloof. Halleluja. Glo vanmôre net. Glo nou vas en vertrou. Maar net nie moet opgee. Prys die Here. U kan die sitplek neem. Halleluja. Kan die Here net lof vir dit. Kan ons nie is goed. Hy is altyd sy goeie tederheid tot in ewigheid sy vrou tot geslag. En Rita sê vanmôre die Here is altyd goed. Hy is altyd goed. Ek en jy kan jouself verheer daarin. Is daar iemand wat 'n getuienis het vanmôre? Sommer daar spring vir ons weg, suster. Goeiemôre. Ek dink van my sussie se naam, die storie gehoor, maar ek wil dit graag vertel. Ek het vir hulle gevra om vir my gebed in te gaan, want ons het 'n probleem gehad met een van die arbeiders op die plaas, soos 'n regte probleem. Wat kan ek nog doen om 'n probleem te veroorsaak? En ek het die oggend uitgegaan, want ek het agtergekom, my gees is ontstig en ek is bekommerd oor die ding. En ek het so in die koppie in opgestap en daar tussen die klippe gaan sit, vlak op my was, en die gaan praat en ek vee die grond so skoon voor my en ek skryf met my Here, hier voor U, onder die hemel, voor U aangesig en al die getuienisse om my, wil ek vanoggend vir U 3 dinge vra. Ek wil vra dat U hierdie saak sal besef, want U is regverdig. Dit moet vir ons al twee op 'n goeie plek. En ek vra vir die Here, asseblief, ek wil nie verdere skade hê aan ons eiendom, of op ons plaas, of aan onsself nie, hy moet ons bewaar daarvan. Ek vra ook vir die Here, asseblief Here, hulle moet nou van die plaas afgaan. Ek soek hulle af van die plaas af. Ek wil nie deur hofsaake gaan nie, ek wil nie hierdie gedaanspassies wat die wette vra doen nie. Hulle moet af, asseblief, hoor my. So, kom ons toe nou, ek het nou al my goedjies reg en agter mekaar en nou, as ek nie daar gaan ek nou na die CCMA toe, kom by die CCMA en die Here gee vir my guns, sodat hierdie mense dan nou ons teken vir die ooreenkoms. En ek doen wat ek moet doen en nou sy veronderstel te doen wat sy moet doen. Die daarop volgende oggend, want sy moes al eintlik daardie dag moes hulle al van die plaas af gewees het. En ek kom terug en my man is teleurgesteld. Ek sê, ja, jy was nou weer te sag gewees, jy het nou weer te gou ingegee. Ek sê, hoor, los my net uit, asseblief. Ek het klaar gepraat met die Here. Wanneer gaan jy bietjie saam met my vertrou? So gaan dit in. Die mense, hulle maak as vir hulle nêrens is en jy kry vir hulle nie. En daai deur van daai plek bly toe en daar kom nie trop of niks nie. Ek sê, hoorie, waar is julle trop dat julle moet kom oplaai? Nou jok hulle vir my. Nou vat die man die telefoon en hy sê vir my, ons het nie 'n trop nie. Ons weet nie hoe gaan ons van die plaas afkom nie. Asseblief genade. Ek sê nee. Julle is klaar. Ek sê nou vir julle is klaar. Al moet ek nou hoor na my sonde. Al moet ek 'n bulldozer vat en alles stik en stoot, maar julle is nou klaar op die plaas. Nou kom Kaart weer en ek dink, okay, wat sal ek nou sê? Maar nou kan ek nie bid nie, want ek het nou klaar weer gesondig in my brein. En ek dink nou by myself, okay, die Here 3 goed gevra het, nou vir my 2 gegee, maar nou wil ek ook nie sê, Here, ek het nie geantwoord nie, maar die Here weet mos nou. Nou bly ek maar stil, maar elke keer op my pos gaan ek voor die Here en ek sit maar net daar. En toe so, lang storie kort, gebeur dit, dat hulle toe nou aanvaar dat ons hulle trekfrit sal neem, maar hierdie trek moet nou Vaalwater toe gaan. Ons sit met 'n bakkie wat amper so oud is soos ek. En daai bakkie loop op genade. Nou moet hy hierdie verskriklike trek met hierdie groot
sleepwa van ons seun. En daai ding lyk soos hierdie karre wat op pad is, Botswana en Zambië en daai plekke, jy het hulle al gesien, hulle kan nie glo, hulle kan ons so laai nie. Die karre wil begin toe nou laai op die Sondag, ek begin bid, want ek is nou bekommerd. En ek bid, en ek bid, en ek bid, en elke dag gaan hulle, seker 2,5 ure gelaai, maar daar gaan hulle, ek werkelijk met toeboeibroodjies en die koeldrank agterna, hier is veel iets, want ek weet, julle is warm gewerk, daar gaan hulle dan, nou bid ek, en ek bid, en ek bid, en ek bid, en skielik hoor ek maar, hier is hy nou terug, hoe is dit moontlik? En my eerste gedagte is iets het gebeur, die bak het gebreek. En ek staan op en ek gaan uit my huis, heel kalm, ek gee nog verlede die werkers een kou botteltjie water, en sê nou, hoe sê ek so gaan terug? Hy sê nie, ek moes hulle net tot in die dorp vat, hulle het een blyplek gekry in die dorp. En ek draai om en ek het so omdraai te sê die Here, ja nie, lekker lang gebid en ek het lang al die uitkomst bepaal. Halleluja, halleluja, halleluja. Prys die Here. Ek kan so lank die woord oopmaak by die boek van Lukas hoofstuk 5, prys die Here. En ek dink ek het laas Sondag genoem, ek wil, as die Here wou sou toe hierdie week oor die gees van aanstoot praat. En ek sal nog seker eendag daarby uitkom, wat ek dink is 'n baie belangrike onderwerp. Want die mens neem baie maklik aanstoot, maar daar's 'n verskil om aanstoot te neem en om die gees van aanstoot te hê. Dit wat 'n mens kan baie maklik jou wip vir iemand en omgekrap raak. Ek meen, ons word te nagekom, ons word seer gemaak, so ons is emosionele wesens, ons reageer daarop, maar daar's 'n verskil om aanstoot te neem en 'n gees van aanstoot te hê. So as die Here wil, sal ek op 'n stadium die boodskap bring, maar die Here het iets anders op my hart gelê om vanmôre te deel en ek gaan nie, dis nie 'n baie lang boodskap nie, so ek gaan nie baie lank met die gesels vanmôre, maar ek dink dit is baie belangrik vanmôre. Veral ten spyte nou van hierdie laaste koortjie, soos ek sê, dit skielik 'n ander dimensie ook aan hierdie boodskap gebring. En ek wil vanmôre met die gesels, en as ek 'n tema kan gee vir my boodskap, is dit om gehoorsaam te wees ten spyte van. En my inleiding wil ek net vinnig vanmôre met die gesels, dis my inleiding oor Jona. En Jona is sekerlik een van die bekendste karakters in die Bybel. Ek dink nie daar is iemand wat al 'n Bybelstorie gehoor het wat nie weet van Jona en die groot vis nie. Want dit is 'n baie besonderse storie wat vir baie mense na 'n fabel klink en dit kan nie waar wees nie. En ek het nou onlangs gelees wat ek weet is nie die waarheid nie. Want wanneer God iets doen, veral as dit bonatuurlik is, doen God dit met 'n doel en hy sal daardeur verheerlik word. God is not in the show business. God doen niks vir die skouspel daar, selfs die 10 plaae was nie net blote skouspel nie. Ja, hy wou sy krag en sy heerlikheid openbaar, sodat sy kinders kan weet wie hy is, sodat hulle met vertroue saam met hom kan beweeg, maar ook sodat sy volk, sy vyande, God se vyande ook weet wie hy is, maar dat hy sy krag met elke afgod in die bestaande wêreld geopenbaar het. It was not a show. Maar nou sien ek onlangs van 'n ou wat beweer, hy was ook in 'n vissermaak. En hy is uitgespoeg en hy het dit se waar. En dis dit. Ek wil glo nie daai, maar hy glo in Jona. So onwerklik as wat die verhaal mag wees, glo dan hoekom?
Want Christus self verwys na Jona. Hy sê hierdie owerspelige geslag soek na 'n teken, maar hulle sal slegs een teken kry en dis die een van Jona. Want net soos wat Jona vir 3 dae en 3 nagte in die buik van 'n vis gemaak was, sal die seun van die mens ook vir 3 dae en 3 nagte in die dood wees. Ja. Maar ek wil nou nie praat oor die wonder, maar ek almal weer afval. En dit is 'n ware verhaal. Absoluut, geen twyfel daar. Amen. Maar Jona begin met 'n opdrag. God sê vir Jona, hy sê, die boosheid van Ninive het by my opgekom. En ek wil hê jy moet met hulle gaan praat. So God stuur Jona om te gaan preek in Ninive. Maar hy doen dit nie. Hy pak sy tas. Hy vlug tas. Nou sal mense dink, Dawid skryf en sê, waar sal ek gaan? Gaan ek na die noorde is die dag, gaan ek na die suide is die dag, wes en ooste, gaan ek op in die hemel sit, gaan ek af in die doderyk, eers dan, hoe sal ek jou ontmoet? Nou dink hy gaan wegkom van jou. En is maklik om te lag vanmôre, maar kan jy doen dieselfde? Ons pak dalk nie noodwendig ons tassies en ons vlug na 'n ander dorp nie, maar ons kan onsself op 'n krul ruk en sê, maar ek gaan dit nie doen. So nou pak hy sy tasse en hy gaan, en hy sê, ek gaan dit nie doen. Ek gaan nie dit doen. Nou hoekom? Hy het dit nie wou doen nie, is aanvanklik nie vir ons geopenbaar nie, dit word nie in die begin vir ons gesê nie, en nou kan ons sekere afleidings maak. Die eerste een afleiding is dat Jona was 'n profeet in Israel. En dis dan uit aard van die saak, na die verdeling van die land, so jy die suidelike koninkryk gehad Juda, en jy die noordelike koninkryk gehad Israel, en Israel was 'n goddelose klomp. Hulle het al ewige koning gehad wat agter Baal aan hardloop, en Jona was daar om te profeteer teen sy eie volk, sy eie mense, nie een van hulle wou na hom luister nie. Nie een van hulle wou iets met hom te doen gehad het. So hy maar sy asem en sy tyd gemors met sy eie mense. En nou verwag God vir hom om vir 'n vreemde volk te gaan preek, maar eie mense wil nie na my luister nie. So hoekom moet ek nou vir iemand anders gaan praat? Dis sinneloos. Ek gaan my tyd mors. Ek gaan my geld mors. Want ek moet nou vir 'n boot betaal en ek moet padkos kry. Dis nie verniet nie. Die ander rede kan wees, Ninive is die hoofstad van Assirië. En die Assiriërs was Israel se grootste vyande, was hulle aardsvyande. Hulle het by elke geleentheid hulle aangeval en onderdruk en verdruk, en daar is baie onsekerheid oor die tyd van Jona, maar nie baie lank na Jona nie, miskien 30, 40 jaar na Jona, het Israel in ballingskap gegaan as gevolg van hierdie Assiriërs. En hulle is verlore tot vandag toe. Daai 10 stamme in soos wat hy daar was bestaan nie meer. Die woord van God het gewas, hy gaan weer gestoor en dit sal nooit weer wees. So hier was hulle wat. So hy moes daar baie bang gewees het en gedink het, maar Here, hier stuur my na die redplek van die leeu en die vyand daar. Ek gaan dit nie maak nie. My eerste tree, as ek my mond oopmaak en hulle hoor ek is Israeliet, is dit klaar pas. Dis nie kapot, dis verby met my. Ek gaan dit nie uitpak my tasse, hè. Here, U kan maar vir my moeilik maak, maar ek moet maar nie, en ek gaan nie. Ons doen dit baie. Dit is baie keer 'n groot verskoning, so hoekom ons goed nie dit doen. Daar gaan hy. En ons lees dan nou, okay, Here sê nie goed, jy dink jy kan wegkom, ek stuur 'n storm en almal raak benoud en hy erken, hy is die probleem, en koning af, vis kom in, en daar besef hy, okay, dit kan dan weer raak. Ongehoorsaamheid kan nogal 'n negatiewe effek. Nou ek is nou nie vanmôre hier om vir jou te sê dat as jy nie aan God wil gehoorsaam wees, bly weg van water af, want daar's 'n groot vis wat jou gaan insluk.
Ons is daar in die tyd van genade. Maar daar is 'n negatiewe effek op ongehoorsaamheid. Ek en jy kan God se seën nie verwag as ek en jy ongehoorsaam is nie. Sy liefde is onvoorwaardelik, maar elke belofte is voorwaardelik. Okay, hy is jammer. Baie keer word ons op ons jammer. Jammer Here, ek het nie gedoen nie, maar Here, stuur my. Here, bring 'n geleentheid. Here, volgende keer, Here, gaan ek dit doen. Volgende keer kom, pak jy weer tas, as jy alweer pak tas. So wanneer ek dan sê, Here, was my skuld en ek sal dit nou doen. Here, volgende keer gaan ek doen. Kies wat doen die Here? Die vis spoeg hom daar op die vallei, daar sommer naby hulle. Jy hoef nie te ver te gaan. Reiskoste is betaal. Jy is daar. Nou sê die skrif, Ninive was 'n groot stad. 3 dae se dagreis. Toe gaan kyk. Hoe ver is 'n dagreis? Nou, okay, dit verskil. Dit afhangende, die Sabbatsreis is so 'n halwe myl ver. Afhangende van wat jy vervoer en hoe oud jy is. Maar hulle reken, die average is 24 myl. Dis 38 kilometer in 1 dag. 3 dae is 115 kilometer. Nou, of dit so is, kan ek vir julle sê, die punt wat ek is, Ninive was groot. Was geweldig groot. 120.000 mense. Dis 'n massiewe stad. Die woord sê Jona stap in, 'n dagreis ver en hy begin preek en iets wonderliks gebeur. Die mense skrik en hulle glo God en hulle kom tot bekeer. Hulle roep 'n vasdag uit. As die Here met jou praat oor iets wat verkeerd is, reageer ons soos Ninive? As die Here in my openbaring vir my sê, maar vriend, daar's 'n ding in jou lewe wat ek wil uithaal. Dis soos 'n sweer daar. En dit vat iets van jou. Is ek nie ook bereid om in vasting in te gaan? Voor die Here te gaan lê en te gaan huil en te gaan vra, te sê, Here, ek wil van hierdie ontslaag. Dit is wat Ninive en nou wil Jona. Die hemel wat daai man rukkom. En hier openbaar hy die rede, die ware rede, hoekom hy nie in Ninive toe wil gaan. Want hy sê in Hoofstuk 4 vers 2, hy sê, Here, is dit nie waaraan ek gedink het, toe ek in my land was nie? Ek het dit geweet. Ek het geweet toe U my daar roep. Ek het geweet wat U gaan doen, want U is 'n God van barmhartigheid. U is 'n God van genade. U is vol van goedertierenheid en lankmoedigheid. Ek het geweet U gaan my vergewe. Hier is my grootste vyande. Hulle haat my en U stuur my daar. Ek wil hê jy moet hulle vertel. Ek wil hê jy moet hulle vernietig. Dis hoekom ek nie wou kom nie, want ek het geweet U gaan hulle vergewe. En ek wou nie gehad het dit moes gebeur. Weet, soms is dit mos soos iemand ons te nagekom het, nee. Dis een van die grootste redes. Ons het geleer by 70 maar vengeance. Ons wil vengeance sê, maar God sê, vra kom my toe. Vra kom my toe. Nie ek nie. Hy sê, ons mag kwaad word. Hy sê, laat plek toe vir die woede, maar die vraag kom God toe. Maar, Jona wou nie gaan nie, want hy wou die vraag sê. Man, Here, ek wil hê jy moet hulle straf. En hy so, en die skrif sê, en hy het kwaad geword vir die Here. Vers 1, hy sê, hy het kwaad geword vir die Here. Want hy het geweet is vir die Here, hy het geweet hy gaan sy tyd mors, hy gaan sy geld mors, en alles van die Here kan ons maar net vergewe. Ek gaan daar, die Here vergewe julle, ek gaan nie so doen, ek gaan gehoorsaam. Want ek wil nie, Here. En hy stap uit en hy sit daar en hy probeer vir hom skade bou en nou hy eet daai suurwurm die van kan daai suurwurm. En hy is omgekrap en die Here leer hom dat hy laat die wonderboom opkom. En gee hom koelte
En nou voel jy nou maar. Miskien is die Here sorry oor wat hy gedoen het. Miskien was ek reg, so ek kry skade weer. Die Here voel jammer vir my. Die Here erken, ek sê reg en hy is verkeerd. Dan soos Job het ook op bestaan en so. En die Here stuur 'n komando vir. Ek seker is 'n komando vir. Maar dit sê nie in die skrif nie, maar toe hy stuur 'n wêreld, sien ek die komando vir. Hy eet die. Hy steek hierdie boom en die boom vrek. En een nag is die boom daar en een nag is die boom. En daar is Jona weer in die toestand. En die Here vra vir hom. Hy sê, het jy reg om kwaad te wees oor hierdie boom? En Jona sê, ja, ek het baie reg om kwaad te wees oor hierdie boom. Hy sê, maar hoekom wil jy kwaad wees oor 'n boom waarin jy nie gewerk het nie, waarin jy geen arbeid gedoen het, jy het niks gedoen, hy sê een dag daar, en hy sê een dag weg, en jy wil kwaad wees oor 'n boom, maar ek mag 'n volk van 120.000 nie hê. Jy sien, ek en jy het soms baie verskonings oor hoekom ons goed nie wil doen. Want die Here vra nie altyd iets wat gemaklik is nie. Die Here vra nie altyd iets wat sin maak nie, wat vir my geleë is nie. Dit is soms ongemaklik. So kom ons kyk gou na die verhaal hier in die Nuwe Testament, Lukas 5. Lukas 5, en lees vir julle die eerste 11 verse. Hy sê, toe die skare by hom aandring om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer van Genasaret staan, en hy sien 2 skeite aan die kant van die meer lê, maar die vissers het van hulle al weggegaan en was besig om die nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skeite, wat aan Simon behoort het. Hierdie Simon is Petrus. En vra hom om 'n entjie van die land af weg te vaar. En hy gaan sit en die skare van die skei af uitgeleer. En toe hy ophou streek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir hom, ons het al die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie. Maar op u woord sal ek die net laat sak. En toe hulle dit gedoen het hulle 'n groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeer. Daarop wink hulle vir hulle maats in die ander skei om hulle te kom help en hulle het gekom en albei die skeite vol gemaak sodat hulle amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieë van Jesus en sê, gaan weg van my, Here, want ek is 'n sondige man. Want verbaasdheid het hom aangegryp en almal wat by hom was oor die vangs van die visse wat hulle gemaak het. En net so ook vir Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat Simon se maats was en Jesus sê vir Simon, moenie vrees nie, want van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skei aan land gebring het hulle alles verlaat en hom gevolg. En die kernversie vanmôre is in vers 5, waar Simon sê, en hy sê, meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek die net laat sak. Amen, sover die woord van die Hemelse Vader. Dankie vir die kosbare woord. Dankie vir die boodskap. Here, salf my lippe vanmôre om hierdie boodskap oor te dra, Here. Here, ek staan nou op sy, Here, nie my wil nie my gedagtes nie, my begeertes, maar ek vra dat u met ons sal spreek, want u die woorde van die lewe, u woorde maak vry, u woorde gee lewe, Here. Here, in my is daar niks nie, maar u is die lewe, Here. Daarom bid ek, spreek dan nou met ons, is my gebed in Jesus naam. Uit die aard van die saak, as kinders van God, as die bruid van ons Here Jesus Christus, het hy tog 'n sekere verwagting van hoe ek en jy sal lewe. En reg hierdie skrif is daar by baie geleenthede waar Christus
die karakter van sy bruid openbaar, dat hulle rein en skoon moet wees, want hy sê, hy kom vir 'n vlekkelose bruid sonder vlek en rimpel. Maar hierdie boodskap gaan nie vanmôre oor sonde en oor geregtigheid en wat reg en wat verkeerd is nie. Want ek is absoluut daarvan oortuig dat Jona was nog steeds 'n regverdige man ten spyte van die feit dat hy ongehoorsaam was. Vanmôre se boodskap gaan oor die seun wat in gehoorsaamheid is. So dit gaan nie vanmôre spesifiek oor die geval van hoe ek lewe voor die Here nie, maar dit gaan as die Here van my iets vra en iets van my verwag wat nie vir my so geleë is nie, wat iets van my vra wat my moeite gaan kos, wat opoffering gaan verg. Wanneer daar iets van my vereis word, hoe gaan ek optree? Hoe gaan ek reageer? Somtyds is die feit dat die Here ons gehoorsaamheid toets, ook 'n toets van ons liefde. Want jy sien, liefde word juis daarin geopenbaar. Nie oor hoe ek voel nie, maar oor hoe ek optree. Wanneer daar iets van my gevra word, wat ek nie lus voel om te doen nie. Wanneer ek moeg is, of wanneer dit iets onaangenaam is, wanneer ek uit my comfort zone uitgevat word, om ten spyte van hoe ek voel, nog steeds te doen. Nog steeds gehoorsaam te wees. Ja, amen. So wanneer die Here vir my vra, gaan praat met hom. Of met haar. En bel. Ja, ek voel daai. Gaan kuier net 'n bietjie daar. Gaan praat, ek gaan bid net gou. Gaan vertel die waarheid. Gaan sny die gras. Gaan was die kar. Wanneer die Here jou iets vra, wat maar net nie nou geleë is nie. Iets wat net nie vir my lekker is nie. Iets waarvoor ek nie lus voel om te doen nie. Wat is my reaksie dan? Gaan ek dan ook vir die Here sê, o Here, ek is bietjie besig nou. Ek sal later. Here, ek is bietjie moeg, ek wil net bietjie gaan rus. Ek sal later. Of Here, nee, Here, ek kan dit self nie doen nie. O Here, U weet, ek is nie so goed nie. Here, ek hou nie van bel nie. Ek gaan my vrou vra. Of ek sal maar 'n WhatsApp stuur, is hier net 'n mikrofoon of anders. Of is dit myne wat so doen? Weet ons, dis maklik om geld te gee. Dis maklik om 'n kospakkie te koop. Dis maklik om iemand te huur om die kar te was. Maar die Here wil jou persoonlik daai. Die Here wil hê jy moet intiem betrokke wees. Die Here het jou gevra. Hy het nie vir jou gevra om iemand te stuur nie. Hy het nie vir jou gevra om iets te gaan koop nie. Hy het jou gevra om na iemand toe te gaan om iets te gaan doen. Al is dit ongemaklik, al is dit ongeleë. Al is dit iets wat uit my comfort zone is. Want die Here sal ons verstaan. Die Here ken my hart. Here, ek het nie niks gedoen nie. Ek het nou nie soos Jona my tassies gepak en na Tarsis toe gegaan. Nee. Ek het na Nineve toe gegaan en ek het 'n paar biljette uitgedeel. Net so by die eerste, ek het so vir hierdie, ek het daarvan gegee gegaan, ek gaan deel gehou uit en Here, ek het dis nie wat die Here gevra het nie. Die Here het gesê, gaan praat met hulle. Gaan na hulle toe. Gaan praat. Ek wil jy met persoonlik met hulle praat. Ek wil deur jou met hulle werk. Ek wil aan hulle iets doen, maar ek wil ook iets vir jou doen. Nou die biljette wat ek uitstuur, kon dalk die effek gehad het wat die Here in Nineve kom tot bekering gekom het. Maar daar sou vir Jona geen beloning. Petrus kon hier vir die Here gesê het, die Here verstaan nie. Die ene wat ek nie moet verstaan is, op hierdie stadium het Petrus nog nie vir Jesus geken.
deel van die opskrif daar is die eerste disciples. Hulle het geweet van hom, hulle het al gehoor van hom, maar hulle het hom nog nie persoonlik geken nie. Hulle het nog nie geweet wie hy is nie. Nou kan my ma het Jan Nagskof gewerk. Nagskof op sy eie sy putte. Hier is nie 'n kantoorjob nie. Petrus was nie 'n pen pusher nie. Hy was besig met fisiese handearbeid. Ek weet nie of ek praat nie van oor pap gooi nie. Ek praat van 'n hengel, 'n visserman. Dis sy lewe, dis sy beroep. Het jy al daai man se hand gevat? Jy wil heel so skrif is dit. Sy hand is een bol eelte. Hierdie is fisiese, uitputtende, uitmergelende, harde werk. En hy was die hele nag besig. Hy die hele nag, en om dit alles erger te maak, was Petrus nie. Hy was moeg, hy was uitgeput, hy was honger, hy wou net gaan bad en eet en slaap. Nou kom hierdie man hier wat hy nie ken nie, besef hy nie, maar ek het 'n onsuksesvolle nag gehad, ek het niks gevang nie. Wie werk vir homself? So jy is afhanklik van dit wat jy doen om vir jou inkomste te bring. Imagine, jy sit 'n hele stelsel in vir 'n ou se huis. 'n hele stelsel, op nummer 99. Jou koste, jou geld. Hy beloof hy sal betaal. En hy sal nie moeilik kry. Jy moet dit nou doen. Jy het al die werk gedoen. Alles het om niks te kry. Hulle het die hele nag gewerk. Hulle het hulle hande nerve afgewerk. Die hele nag weer. Hulle het nie een enkele vis gevang. So, hy was nie moeg nie. Hy was moedeloos. En die vra man vir hom. Hy het nou net skof klaar gemaak. Nou kom die man en hy klim in die boot. Okay, Petrus ry net vir my toe daar begin met hierdie mense praat. Petrus het 'n baie goeie gesindheid. Twyfel of ek so ook. Ja, en nou dink ek by myself, Petrus, wat gaan ek nou vir my vrou sê? Wat gaan ek? Ek gaan nou laat by, sy verwag my nou, sy het kos gemaak. So as ek by die huis kom, is dit 'n koue bord kos en die mikrogolf met werk. Koue bord kos. Ek wil gaan hou kap vir die donkie, dat ek kan warm water hê, dat ek kan bad. Ek gaan laat by die huis kom sonder vis, wat sê ek vir my vrou? Dis wat ek doen. Petrus roem maar 'n stukkie uit. En Jesus begin preek en ek dink ek vir myself, hierdie man is doodmoeg. Hy's moedeloos. En ek het nou al ouens gesien by die kerk waar kom wat die hele nag lê en slaap het, ontbyt gehad het, lekker uitgerus en na 'n halfuur se preek lê en slaap. Ek dink arme Petrus. Hy gaan nou in die agterste sitplek van die boot sit en hy gaan nou gou in nou, ek gaan net so van gelukkig vir hom dat hy die beste preker nog ooit gehad. Amen. Daar kom die Here na Petrus toe. Na hy klaar gepreek het. Imagine ek moet dit doen. Na hy se preek. En ek nou sê, okay, broers en susters, baie dankie. Julle het lekker gesit, maar ons gaan gewoon net gaan by die tuin skoon maak. Gaan gaan papier optel, bossies uithaal, hier bietjie die beddings voor jy huis toe gaan. Gaan net gaan. Die avond staan van my dan kyk, as jy die beter dit nou nie vra. Ek waag dit net vandag. Ek sal my vir die volgende 6 maande in jou kerk sien. Vergeet daarvan. Pastoor, ek kan nie vandag nie, maar hier's 'n koepertjie, kryp nie oortyd nie. Dis mos wat ons doen. Dani, wie wat gaan Dani doen? Hy sê nie wat ek gaan nie maak, maar Kasper is hier so. Kasper sal in my plek werk. Ek onderskei doen. Prys die Here. Nou dink ek
jouself, wat moet nou weer Petrus gaan? Nou vra die Here vir hom, maar hy moet nou dieper uitgaan, en hy moet die net uitgooi, nee, maar ek wil hom in die boot uitgooi. Dis so raak, wie is hierdie man? En ek sê dit met baie respek. Ek sê, wie is die man? Hy weet niks van visvang nie. Wat verstaan hierdie ou nie? Ek het die hele nag gearbeid, maar ek wil net my hande, ek is moeg, kyk ek spuit, ek wil gaan shower, ek wil gaan eet, ek wil gaan slaap. Wat weet jy van visvang? Ek gaan nie die nette oorgooi nie, ek gaan vir jou oorgooi. Maar dis nie wat Petrus doen. En hy roei uit. Maar jy kan die frustrasie amper in sy stem hoor, wanneer hy die Here antwoord. Jy kan dit voel. Jy kan die moegheid voel. Jy kan die irritasie voel. Jy kan die frustrasie voel. Jy kan die moedeloosheid voel. Wanneer hy antwoord en sê, Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie. Maar op u woord sal ek nie net laat staan. Petrus was nie lus nie. Petrus was moeg. Petrus het genoeg verskonings gehad om dit nie te doen. Maar ten spyte van hoe hy gevoel het, ten spyte van hierdie onmoontlike opdrag, ten spyte van hierdie verwagting wat daar was, wat die Here vir hom gevra het, was hy gehoorsaam en hy gaan uit en hy gooi die net uit en iets wonderliks gebeur. You're on the brink of a miracle. You're on the brink of a miracle. Dis nie nou tyd om op te gee nie. Jy sien, Petrus kon gesê, daar's nie 'n manier nie. Daar's nie 'n manier nie, meneer. Meneer, hoor vir my nou, ek is nie snaaks nie, né? As jy wil vat my bootjie en gaan vang vis. Jy kan, met die grootste liefde. Jy kan hom vat. As jy wil, ek sal gou na die mark toe gaan en ek sal 2 arbeiders kry om saam met jou te gaan. Of as dit jou nie gepas nie, dan laat my net toe om huis toe te gaan. Laat ek net 'n stort gaan vat en ietsie gaan eet en net 'n bietjie slaap en ek kom vanmiddag en ek vat jou verniet. Ek vat jou waar jy wil gaan visvang. Ek sal die aas bring. Ek sal tot vir jou die stokkie ingooi. Ek sal alles doen, ek sal die foto's neem, alles, maar net nie nou nie. Dat die feit dat hy gehoorsaam was, die feit dat hy nie opgegee het, is daar so groot vangs, dat hy net wou skeer. Soveel so dat hy vir Johannes en Jakobus sy maas roep en sê, kom help my, en hulle kom met hulle boot, en nadat hulle buite, en ek kan jou nou sê, daar is nog vis in die net. Maar nadat hulle buite bote, hoekom ek sê daar is nog vis? Want die skipies wou sink. So hulle het gelaai, tot op 'n punt waar hulle kom, as ek nou nog 'n vis gooi, dan versuip ons almal behalwe die vis. So daar was nog oor. Jy sien, want God deel in oorvloed. Meer as wat hulle verwagting was. Ek wil vir jou sê, in daai oomblik het hulle meer vis gevang sekerlik as wat hulle in maande sou gevang het. 'n aand wat absoluut onvrugbaar was, en 'n oomblik van gehoorsaamheid word 'n blessing ver bo sy gedagtes. Hy kon amper op pensioen, want hy het daarna bedank as visser. Want hy hing 'n visser van vis. Visserman van vis, hengelaar van vis. En daar is die blessing. Jy sien, wanneer God seën, wie sal hom keer? 'n volle maat, saamgepers tot oorlopers toe. If God wants to bless, sometimes he's asking something, en soms vra iets, nou amper is ek daar waar was my droom. Daar by Jesus by. En wanneer God seën, soms
vra die Here die onmoontlike. Soms verwag die Here iets wat my in my comfortzone uitgevat, wat nie vir my gelees het, dis nie nou die regte tyd nie. Ek is nie, ek is so besig om hierdie program te kyk, of ek is so besig met die, ek wil nie, ek kan, Here man, ek wil nie nou gaan, Here, ek wil nie nou na hom toe gaan nie, kan ek nie, Here wil nie nou gaan. Daar's 'n rede hoekom jy nou moet gaan. Daar's 'n rede hoekom jy moet gaan. Jy kan nie iemand anders te stuur. Jy kan nie nou 'n afspraak, dis nou vir die Here, dis nou vir die Here, daai persoon wil seën, en dis nou vir die Here, jou wil seën, you're on the brink of a miracle. En al wat tussen jou en die wonderwerk staan, is 'n stap van gehoorsaamheid. Amen. Because God wants to bless. En sê hy in sy skrif in Filippense, dink ek waar hy sê, hy sê, wees oor niks besorg nie, maar maak al julle begeertes aan God bekend. Maar dan sê hy op 'n ander plek, hy sê, beywer jou eers vir sy koninkryk en sy geregtigheid, en al hierdie goed sal jou bygevoeg word. Dis 'n belofte. En is baie interessant. Ek dink dit het definitief iets te doen met wie Jesus was. Vandaag praat ons van mense wat 'n baie charismatiese persoonlikheid het. En hulle nog van die manier het om jou hulle punkie te draai. Ek praat nie van klein kinders nie. Hulle doen dit sommer net, hulle maak nie staat nie. Daar is dit 'n klein bronkkop seentjie. Wat met sy oupa maak net wat hy wil. Daar is 'n klein bronkkop seentjie wat met sy ouma maak net wat hy wil. Maar daar is sekere mense wat daai vermoë het om mense te goed te laat doen wat hulle eintlik nie wil doen. En ek dink in 'n mate was dit ook die ervaring wat Petrus met Christus gehad het. Alhoewel hy Christus nie geken het, hy iets hier ervaar. Iets meer wat toe hy hom antwoord hy hom as meester. So hy het geweet hier's iets. Hier. Ek besef, okay, maar ek sal luister. Ek is nie lus nie. Ek is nie gereed, ek is rarig, ek is moeg, ek is gedaan. Ek het nie die krag nie, maar daar's iets. Ek gaan luister. En die grootste wonderwerk in hierdie oomblik was nie die vis nie. Hoor wat ek vanmôre sê, en dis hier waarby ek wil uitkom. Dit was nie die vis nie. God can bless you in an abundance met wat jy begeer en wat jy wil hê, maar dis nie die wonderwerk nie. Gehoorsaamheid is nie die feit wat jy uit God se hand kan ontvang nie. God is your provider. Hy is nie wat voorsien, hy is nie wat versorg, hy is nie wat beskerm. Hy is jou anker, hy is jou skild, hy is jou rots, hy is jou blydskap, hy is jou vrede, hy is die lewe. En dit is wat Petrus in hierdie oomblik, dit was die grootste wonderwerk in daardie oomblik, is toe hy die vis sien, was nie die vis nie, maar toe hy opkyk, toe sien hy nie meer die meester nie, en hy sien die Here. Amen. Dis wat gehoorsaamheid is. Gehoorsaamheid is nie, ek wil jou vanmôre sê, gehoorsaamheid is nie die sleutel tot God se oorvloed nie. Ja, dit is so. Dit sluit dit ook oop. Maar gehoorsaamheid vanmôre is die teenwoordigheid van God. Dit maak jou geestelike oop. Nie net om meer 'n meester, want wat is 'n meester? 'n Meester is iemand wat onderrig. As ek dink aan 'n meester, dan dink ek aan iemand wat met 'n sweep agter my aan hardloop. Ja, nee, moenie, jy sal, jy kan, jy mag. Dis sy ervaring, nou net van oomblik voor, terwyl die meester vir ons sê, okay, roei my so, ek wil preek, roei my verder gooi, dis die meester. Maar dan hoe hy die vis sien, toe sien hy die Here, toe besef hy, maar as ek geweet het hy is die Here, dan het ek dit lankal gedoen, Here, ek sal dit elke dag doen. Toe hy die Here sien, toe los hy al die vis net daar, en hy loop agter hom aan. Amen. Toe maak die vis nie meer saak. Wanneer jy in God's presence, wanneer jy in die teenwoordigheid van die Here is, maak niks anders nie meer saak nie. Die blessings maak nie meer saak nie. Dis sy teenwoordigheid
Dis die lewe daar waar hy is. En dit is wat gehoorsaamheid doen. Gehoorsaamheid bring my in sy teenwoordigheid. Gehoorsaamheid maak my oë oop om hom te sien, om hom te ervaar, om hom te beleef. En daai oomblik toe hy Jesus sien as Here, toe is die ontbyt iets van die verlede. Toe is die stort iets van die verlede. Toe is sy moegheid iets van die verlede. Ek wil vanmôre sê, jy kan hoe nie lus wees vir 'n ding nie. En jy kan hoe moeg wees en jy kan al wat 'n verskoning hê wat hê. Maar ek wil vanmôre sê, as jy gehoorsaam is aan die Here, is daar 'n vuur wat oor jou gaan kom. Jy gaan so aangesteek word dat al die verskonings wat jy voor die tyd gehad het, is gone. Amen. Dit is ek nie raak so verknop in onsself. En dit wat ek en jy wil doen. Die vraag is vanmôre vir my en vir jou dat as die Here vir my en vir jou iets vra, and it's gonna happen. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê, dit gaan gebeur. Dit gaan gebeur. Dan gaan dalk nou as jy hier uitstap, dan gaan die Here vir jou iets vra. Ek wil nou iets noem. En nie met die mees maak net wat jy wil. En moenie my antwoord nie. Antwoord jouself. Wie was daai sondermôre hier toe daai wonderlike daar gesit het? Wie het hom 'n drukkie van gegee? Wie het 'n oomblik gevat en net om te gesels en hoor, is dat iets wat ek vir jou wil doen. Maar dat is die situasie. Is die ding, die Here kan vir jou vra. Die Here kan vir jou vra, jy wil hulle die afweer maak, ek gaan wat jy wil doen. Kyk hoe jy dit wil doen. Maar jy gaan nie uitstap vanmôre en op een of ander stadium in hierdie week gaan die Here vir jou iets vra wat nie geleer gaan wees nie, wat ongemaklik gaan wees. Dit is maklik as jy oorvloed het. As jy al die hulpbronne het. Dis maklik. Maar wanneer die Here vir jou iets vra wat vir jou ongemaklik is, wat jou buite jou comfortzone was, iets wat jy nie het nie, want jy moet iets doen, jy moet dit doen. Wat gaan my en jou reaksie wees? Jy sien vanmôre, is dit maklik om te sê, Here, ek wil dieper, ek wil hoor, ek wil nader kom, maar Here moet my net nie iets vra wat nie vir my is, waarvoor ek lus is nie. Dis juist daai gehoorsaamheid wat my so diep in sy teenwoordigheid invat. Jy sien nou sê Paulus, ek gaan nou hiermee afsluit. Jesus skryf 7 briewe aan 7 gemeentes en sy laaste brief is die brief aan Laodicea. En volgens die slim mense, en dit maak sin as jy 'n bietjie van studie doen, is die 7 briewe was in 7 fisiese gemeentes. En as jy lees, as jy gaan navorsing doen, jy sien ook dat die gemeentes die briewe onder mekaar gestuur. So die briewe was nie net vir 7 gemeentes nie, maar dit was ook vir die kerk in sy geheel, en dit was nie net vir die kerk van daai tyd nie, dit was ook vir die kerk reg deur tot vandag toe is dit van toepassing, maar dit beskryf ook elke dispensasie, elke tydperk van die kerk. Wat beteken is ek en jy is, as ons nou gaan kyk na wat Laodicea sê, ons gaan kyk na waar die kerk vandag is, dan is dit baie duidelik, ons is in die laaste tydperk van die kerk, ons is in die tyd van Laodicea. En hier word die karakter van die kerk beskryf. Hier word my en jou karakter beskryf.
Jy sien want Paulus sê ook in 2 Timoteus 3 sê hy vir Timoteus, hy sê en aan die einde sal swaar tye kom. Want mense sal mekaar nie meer lief hê nie. Daar sal geen natuurlike, hulle sal liefhebbers wees van hulle self, hulle sal geldgierig wees. Dis gemaksigtige mense waarvan hy praat. Hulle is nie meer lief vir mekaar nie. En dis dieselfde waarvan Openbaring hier praat. In hoofstuk 3 en ek gaan vir julle net 'n paar verse daar lees. Hy sê vanaf vers 15, hy sê ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie en ook nie warm nie. Was jy maar tog lou, koud of warm. Maar omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspreek. Ek wil jou vanmôre sê, hierdie oorlougheid gaan nie noodwendig hier oor of ek en jy skoon en rein is nie. Dit gaan oor ons ywer, dit gaan oor my en jou gehoorsaamheid. Dit gaan oor my en jou reaksie. Wanneer die Here van my iets vra wat nie vir my gemaklik is nie, wat nie vir my geleer is nie. Want dit is die probleem. Die feit dat ek en jy ongehoorsaam is aan dit, is die openbaar die liefde van Jesus binne my, wat ek eintlik aan my medemens moet openbaar. En die Here sê, dat deur daai gehoorsaamheid, is daar ook vir jou 'n blessing. Deur daai gehoorsaamheid, gaan jy dieper en nader en hoër in my teenwoordigheid. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword. En het aan niks gebrek nie. En jy weet nie, dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is. Hy praat met selfsugtige mense. En ek is vanmôre hier om jou met klippe te gooi sê jy's 'n selfsugtige mens. Ek is hier vir jou vanmôre te sê dat ek en jy openbaar ons liefde in gehoorsaamheid en daar is 'n seën in gehoorsaamheid en dis die teenwoordigheid van die Here Jesus. Nou sê ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word en wit klere dat jy kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie geopenbaar word nie, en salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Almal wat ek liefhet, bestraf en tugtigheid. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, ek sal ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Wanneer my Here vra en ek is gehoorsaam, wanneer die Here vra, klop hy aan die deur. Wanneer ek gehoorsaam is, maak ek die deur oop. En wat gebeur? Hy kom in en hy hou feesmaal. Hy openbaar homself aan jou op levels wat jy nie geweet het bestaan nie. Hy gaan homself so aan jou openbaar dat jou bootjie voel hy wil sink. So vol is die blessings van sy teenwoordigheid. Die vraag is net vanmôre, wat is my en jou reaksie? Die volgende keer, wanneer die Here vir jou iets vra. Gaan jy delegeer? I can do that very good. Gaan jy iets koop? Ek het nog geld. Maar gaan jy persoonlik betrokke raak en doen dit by die Here. Sien wat gehoorsaamheid is die hoogste vorm van aanbidding. Ek en jy kan sing tot die asem uit ons longe is. Totdat Jesus en daar geen stem hier kan uitkom. Maar as ek nie gehoorsaam is, het dit geen waarde. Ek hier in my binnekamer spandeer. En elke Sondagmôre hier kom sit. Maar as ek nie gehoorsaam is, het dit geen waarde. Amen. Die hoogste vorm van aanbidding is gehoorsaam. So as die Here jou vra, wat nie geleer is nie, wat bietjie ongemaklik is, Here, daai is nou na die laaste drukkie bykom wat ek wil. Here, daai is die laaste 50. Here, ek het nou net so gat gegroot in my huis om die lek daar by my Shema te sê. Hoe? Here, ek kan nie nog aan se kant.
Wat as die Here iets vra, wat iets van jou gaan vereis? Iets persoonlik van jou eis. Sal ek en jy dan ook, soos Petrus optree, en sê, op u woord. Amen. Op u woord. Amen. Because there's a blessing in there. Wow. We shall see Jesus just as they saw him. There is no greater understanding when he returns in power and glory. We shall see Jesus just as he is. Dis wat Petrus dan ervaar in gehoorsaamheid. He saw Jesus as he is. Ek wil jou vanmôre sê, as jy iets meer van die Here begeer, as jy iets diepers begeer, as jy hom op 'n hoër vlak wil sien, wil ek jou vanmôre sê, when that call comes, it doesn't matter. Wees gehoorsaam, because you are a brink of a miracle. Hallelujah. And the miracle is Jesus Christ and his fullness. Hallelujah. Can we just give him a worship? Hallelujah. Here lyk vir my nou skielik soos Petrus wat moeg en moedeloos is en nou skielik vra die Here, gooi die net daar uit. Wees opgewonde. Ja. Wees opgewonde as God nog met jou bemoeienis maak. Ja, dis waar. As hy jou nog kom besoek. Want die Here wil jou iets vra wat nie lekker is nie, want waarom? Hy wil iets vir jou gee wat jy nog nie het nie. Amen. Hy wil homself aan jou openbaar. Ja. Maar ek en jy vanmôre die keuse. Yes. Ek weet wat myne moet wees. So, die vraag is, gaan jy ook soos Petrus optree? En sê, Here, Amen. Amen. Hemelse Vader, dankie vir die kosbare woord. Here, en soms, en ek staan hier vanmôre skuldig, en ek erken soms, Here, het ek baie verskonings oor hoekom ek goed nie wil doen wat U van my vra nie, Here. En soms is die bron waarmee U met my spreek ook nie altyd seker die verwagting nie, Here. Want soms gebruik U my vrou om met my te praat. Soms gebruik U woord om met my te praat. Soms gebruik U drome om met my te praat, Here. Maar Here, so baie kere het ek soveel verskonings, Here, om nie te doen wat U van my verwag, Here. En in dieselfde asem het ek hierdie begeerte van meer van U. Maar vanmôre wil U vir ons bevestig dat U wil U self openbaar, maar dit gaan kos 'n stap van gehoorsaamheid, 'n lewe van gehoorsaamheid, Here. En alles. Nie dit wat vir ons maklik en lekker is, maar selfs dit wat nie vir ons so maklik en so lekker is, Here. Ek bid dat die Heilige Gees ons sal help in hierdie pad wat ons stap, Here. En Here, wanneer die geleentheid ons voordoen, Here, dat U hierdie boodskap in herinnering sal bring, dat ek sal besef, daar is 'n seën in gehoorsaamheid, Here. Here, dat ek die ywer sal gebruik, Here, om dit wat U op my pad sit, te doen soos wat U vra, om persoonlik betrokke te wees, Here, in dit wat U wil. Here, seën U hierdie woord en wees U die naprediker daarvan, is my gebed in Jesus naam. Amen, amen. Kom, ons staan, dan gaan ons hierdie diens afsluit. Prys die Here, vir die wat bid vir korter boodskappe. Ek julle moet dankie sê vir die Here, dit lyk vir my hy antwoord gebede. So ja, ek het net oorgedra dit wat die Here op my hart gelê het, en hoop jy dit ontvang soos wat die Here dit gegee het. En so ja, dit is nou in my en in U hande, of ons gehoorsaam gaan wees, of nie. Prys die Here
Ek wil dan ook vir jou vra dat as die Here dit so op die hart neem om te saai vir sy koninkryk, dat u dit ook sal doen. Ek weet dat u reeds geseënd is en mag die Here ook dan ook nog groter guns op jou gebied vir dit wat jy saai. Prys die Here. Elke belofte in sy woord is myne. Ek gaan dan ook dan vra dat Suster Karla so vir ons dan die diens sal afsluit met gebed daarna. En kom groet my vrou voor die huis toe gaan. Onthou vanaand 6:00. Prys die Here. Mag die Here jou seën, mag hy jou behoed, mag hy jou bewaar, mag hy sy sterke hand oor die uitgestrek en mag hy sy aangesig oor jou skyn, mag hy die onheil van jou afweer en mag hy die grondgebied vergroot. Amen. Die Here seën die baie dankie. Ek loof U Vader omdat U ewig goed is. En ek dank U dat ons vanoggend kon hoor dat U vir ons wil wys wie U is, dat ons U mag leer ken. En door dit alles, Here, dat daar ook nie uit dat 'n plek is waarin ons kan vlug, dat U nie daar is nie. Dankie dat ons die voorreg het om kinders van U te wees.